Somtyds is dit nodig om die ernstig van die lewe aan te spreek. Sarita Marius praat oor aktuelle sake op Radio 33. Hulle bespreek belangrike en ernstige temas soos ekonomie-uitdagings en die veiligheid van ons samelewing. Mike Polley sal van tyd tot tyd aansluit vir die nuutste optrendings in die misdaadverwikkelinge. Bly ingeskakel vir harde feite en belangrike gesprekke oor dinge wat regtig saak maak. Hi, ek is Sarita. En ek is Marius. Ek en Sarita bespreek elke Woensdag aktuelle sake van Suid-Afrika en wêreldwyd wat impak het tot op ons land se gebeure. Maak seker jy is elke Woensdag om 11 uur ingeskakel. Net hier op Radio 33, radio vir mense met siel. Mike Polley beantwoord graag Radio 33 luisteraars se vrae. Tema dwelms. Goeiedag almal, ons hoop dit gaan met julle goed. Eerstens vra ons om verskoning oor die sein nou die dag, laas Woensdag 11 uur. Ons het so gesukkel om by julle uit te kom om vir julle antwoorde te gee op julle vrae. Die eerste ding wat gedoen moet word, herluister asseblief na my vorige gesprek oor dwelmbedrywighede in Suid-Afrika. Die meeste van hierdie vrae is eintlik daar beantwoord. Maar kom ons kyk gou. Hoe kan ek die verslawing stop of keer of genees? Die enigste manier hoe ons verslawing in Suid-Afrika wêreldwyd oral kan stop is deur inligting. Inligting te bied aan die jeug van 'n jong ouderdom af. En dit sluit in verslawing op medikasie, op produkte en natuurlik dwelms ensovoorts. Verslawing begin gewoonlik met van sigarette af dan na die volgende en sterker en meer. So inligting is krag. Die gevolge van die gebruik van dwelms, hoe dit 'n mens se liggaam affekteer en aftakel. Die wetlike gevolge, kriminele klagtes wat kan volg en arrestasies. En die betrokkenheid van dwelmgebruikers met drug traffickers en drug lords. Dis 'n gevaarlike wêreld, die betrokkenheid met die onderwêreld. Die dwelmwêreld hou baie keer hande vas met ander misdadigers en ander vorms van misdade wat gepleeg word. So al daai inligting, die algehele omvang, die ketting van misdaad in Suid-Afrika waarin 'n skakel dwelmverslawing is en dwelmverwante misdade en die dwelmnetwerk in Suid-Afrika is 'n skakel in 'n ketting van misdade in Suid-Afrika. Hoe dit saamwerk en hoe dit uitspeel in jou lewe as jy daarbey betrokke raak. As jy dit weet en jy kennis daarvan neem van 'n jong ouderdom af, vandat jy kan begin verstaan deur jou ouers dit vir jou te leer, uit te wys, jou onderwysers, almal wat inligting omtrent dit aan jou bied en jy dit behoorlik bestudeer, dan is jy ingelig. As jy 'n ingeligte mens is, maak jy 'n ingeligte besluit. Dan gaan jy nie, soos ek gesê het, petrol in 'n diesel engine ingooi nie. Jy gaan dit tog mos nie doen nie, want jy weet wat gaan dit aan die engine doen. So dit is die belangrikste punte. Dis inligting. Inligting is mag en krag. As jy inligting het en jy weet alles oor die wêreld van dwelms, die wat, waar, wanneer en hoeveel, sal jy nooit dwelms gebruik nie. Op die vraag, wat het ek gedoen om dit te veroorsaak? Dis seker 'n ouer wat dit gevra het. Ek het dit beantwoord. Al doen wie, watter mense ook, wat ook al. Op die einde van die dag, dwelmgebruikers maak daai beslissing. Dis hulle eie vrye keuse. Ja, hulle kan beïnvloed word. Ja, hulle kan van huise en vaste en sterk families verstoot word. Ja, hulle kan selfs uit goeie families, ryk families, wat alles het, alle opleiding ontvang het, alle liefde, alle kerkgaan stories beleef het en ervaar het, ook uit vrye wil uit beweeg. Hier is die bottom line. Niemand het 'n gun teen jou kop gesit en gesê begin rook en daarna begin dagga rook en marijuana en daarna begin ander vorms van dwelms inneem en kry. En dan later versprei ook met maatjies en met partye. En hoe ouer jy raak, hoe meer raak jy betrokke by ander wat betrokke is met dwelmbedrywighede
en dwelmverspreiding en ander misdade soos ek verduidelik het. So op die einde van die dag, jy moet 'n goeie ouer wees, jy moet 'n goeie voorbeeld wees, jy moet die beste wees wat jy kan wees. As jy sê jy's 'n Christen, moet jy die Christenlewe leef. Dit help nie jy sê dit nie. Die van Here gaan nie werk nie. Jy moet die lewenstyl handhaaf. Jy moet die voorbeeld wees. Dan sal jou kinders, jou vriende, familie, almal wat met jou te doen het, uit jou lewenstyl uit leer en dan nie betrokke raak met verkeerde goed. Maar as hulle wel, is dit nie jou skuld nie. Onthou dit is baie belangrik. Daar's 'n WhatsApp, 2 of 3 WhatsApps geplaas van mense wat gesê het, wat nie behoorlik geluister het nie. Die een het gesê nonsens, goeie mense gebruik ook dwelms, uit goeie gesinne. Ek het dit beantwoord en ek beantwoord dit nou weer hier. Dit is absoluut waar en ek het dit nie gesê nie. Ek het nie gesê dat goeie mense uit goeie gesinne gebruik nie dwelms of raak nie betrokke by dwelmbedrywighede nie. Wat ek wel gesê het, is dat die meeste mense wat betrokke raak by dwelmbedrywighede is uit gebroke families, gebroke gesinne. Maar is nie te sê dat daar mense uit goeie gesinne uit, met goeie opvoeding, goeie agtergrond, nie betrokke gaan raak by dwelmbedrywighede. En dit sluit alle misdade in, hoor. Ons praat nou net hier van dwelmbedrywighede. Maar goeie mense, gegradueerde mense, professionele mense raak betrokke by misdaad ook. Dwelmverslawing kan baie vinnig gebeur. Elke mens se liggaam is anders. Vir een ou werk 'n Disprin, vir ander ou werk 'n Grandpa. Een ou raak gou en vinnig verslaaf aan iets soos Stilnox of Stilpyn of selfs 'n Myprodol of sulke pille, pynpille. 'n Ander ou glad nie. So elke mens verskil. So dis hoekom jy nooit medikasies of enigiets moet inneem terwyl jy nie weet wat dit aan jou gaan doen nie. Jy moet definitief 'n dokter sien en jy moet werklik waar versigtig wees met medikasie, want baie mense raak verslaaf. Daar's mense wat verslaaf is aan Grandpas, daar's mense wat verslaaf is aan verskeie en ernstige pynmedikasies en ander medikasies. En ek kan nou nie al die name noem nie, maar baie kroniese medikasies raak ook verslawend. So dit is uiters belangrik dat as jy medikasies moet neem, dat jy 'n behoorlike mediese ondersoek doen en ook 'n internis sien. Jy moet die moeite doen. Jy kan nie net pille sluk nie, jy kan verslaaf raak daaraan. Dwelms, baie mense is so verslaaf aan rook dat hulle kan dit nie los nie. Hulle sukkel. Jy moet hulle letterlik rehabiliteer. Ek sê nog altyd, en dit is so, die grootste verslawing in die wêreld is sigarette. En is ook die moeilikste om te los. Dis vir ons baie makliker om iemand wat aan ander dwelms verslaaf is, van dit af te kry, want die siege is daar sodat dit is nou mos groter en erger. En dan maak hulle daai harder en sterker besluit en doen die rehabilitasie. Maar as jy nou vir hom sê, hy moet ophou met die rook, is dit asof die penny net nie drop nie, dat dit nie gevaarlik is nie, dat dit nie dodelik is nie, en dat hy kan dit nou maar doen en kan daarmee wegkom, en dat dit wettig is. Hy mag rook in hierdie land. So, omdat al daai informasie in sy kop is, wil die penny maar net nie drop, hoe gevaarlik sigarette werklik waar is. Ek het dit verduidelik in die eerste gesprek, dis die grootste killer in die wêreld. En die oorsprong van die meeste dode begin by sigaretskade in jou liggaam. Hoe beskerm jy jou kinders om betrokke te raak by dwelms? Daar is nie so ding soos onwetendheid nie, want nou weet julle. Laat jou kinders na hierdie gesprekke luister, die vorige gesprek en die projekte lees. Ek sê weer eens, en ek sê dit aanhoudend, as julle die projekte lees, hoor nou wat ek vandag vir julle sê, print dit uit, gee dit vir julle kinders om dit te lees. Sê ek nou vir jou, gaan jou kinders met die brille rondloop en alles sien, alles verstaan en kan weet wat om te doen en wat nie, waarby betrokke te raak of nie. So, kinders raak betrokke by dwelms, want hulle is nuuskierig, nommer 1. Nommer 2, hulle is geheel en al oningelig. Die oomblik as jy nuuskierig is, dis fyn, kry die inligting, maar as jy oningelig is, gaan jy heel moontlik gebruik. En dan as jy na plekke gaan soos nagklubs of houseparties, moet jy baie versigtig wees.
lees ons projekte oor drink spikings en oor as jy links of regs kyk en iemand gooi iets in jou drankie of in jou koeldrank. Ek gaan nou maar harde taal gebruik hierso op die einde van die dag, bly weg van nagklubs af, bly weg van house parties af, is uiters gevaarlik. Ek is ou skool, ek glo daaraan, jy bly weg van enige vorm van entertainment wêreld af, waar daar nie behoorlike beheer en veiligheid en sekerheid is nie. Ongelukkig, alle house parties, die kinders ruk hand uit en as jy weer hoor, gebeur die ergste goed. Ek wil eintlik daarby voeg, is baie beter om tyd te spandeer met die mense vir wie jy lief is en wat jy vertrou. Want onthou, die oomblik as 'n klomp mense saam party en die drank vloei, onthou drank is ook 'n verslawing, dan verander mense, dan verander die omstandighede, die hele gees en oral verander. En dan is daar baie meer en baie makliker gebeure wat toegelaat word of gedoen word. In ander woorde, die mens in van sy nature, as hy geswaai is, as ons dit so kan noem, of as hy 'n paar drankies in het, gaan letterlik baie makliker en vinniger kak maak, as wat hy nie gedrink is nie. So hy moet hierdie goed in ag neem. En dis hoekom behoorlike beheer, behoorlike veiligheid en sekerheid in plek is. Sulke goed soos, moenie ry nie, want as jy 'n ongeluk veroorsaak en jy ry iemand dood, jy is obviously die moordenaar. Plus, jy sit nou in 'n situasie waar jy weet jy is dronk, jy het gedrink en jy het nou iemand doodgery. En dit kan erger wees, dit kan kinders wees, dit kan 'n gesin wees en jy kan self doodgaan. En dis astronomiese skade vir jou en jou gesin en almal om. Daar is net nie iets positiefs hier omtrent te sê nie. So bly weg van enigiets wat jou beïnvloed, sê ek. Dit is nou maar so. En as jy wel 'n ou drankie wil drink, jy wil 'n paar drinks drink en bietjie wyn en sulke goed, maak seker dat jy baie streng reëls, regulasies en protokol volg. Natuurlik, vir my enige en ander plekke waar jy weet vir 'n feit, daar is dwelmbedrywighede, daar word dwelms verkoop, of daar kan goed in jou drankie of in jou koeldrank gegooi word. So maak 'n ingeligte besluit voor jy na 'n plek toe gaan, as jy dan nou wil kuier of 'n house party wil bywoon. Die bottom line is, glo nou maar vir my, wat hierdie werk 40 jaar doen. En onthou, ons het begin met die bouncer wêreld. Toe was dit nog net drank en sigarette. Maar toe ons gesien het, toe steroids en dwelms inkom, was daar nie 'n plek wat ons kon aanbeveel nie. Was alles gevaarlik. Nou ja, ouers wat dwelms gebruik, ek aanvaar hierdie kom van kinders af. Enige ouers wat dwelms gebruik, julle moet maar die inligting vir ons inwin en dit vir ons deurstuur. Die beste is om dit te video en te audio, die bewyse te kry, foto's te neem, maksimum inligting en dan vir ons te stuur. Het gaan nie help julle konfronteer hulle nie. Onthou, die eerste ding wat 'n druggie doen is, hy gaan sê hy is nie verslaaf nie en hy gaan sy moer strip. Die ouers gaan hulle moere strip en vir julle kinders dit baie moeilik maak. En hulle gaan hulle self probeer verontskuldig en allerhande stories lieg en bedrieg. Dis wat hulle gaan doen. Ek is seker ek hoef nie te verduidelik wat 'n druggie is nie. Julle weet hoe hulle is, julle weet hoe hulle kommunikeer, hoe hulle reageer, hoe hulle aantrek, hoe hulle lyk. Daar's niks wat julle nie weet nie. Elkeen ken 'n druggie, weet van 'n druggie en weet hoe lyk 'n druggie en hoe reageer 'n druggie. So hy is baie maklik identifiseerbaar. So dit help nie om die ouers te konfronteer nie. Jy kan vir hulle bid, dis wat jy moet doen, nie kan nie, jy moet. Jy kan hulle aan die Here opdra en julle kan ons in kennis stel, ons sal dit hanteer. Verslawing is nie oorerfbaar nie, want dit is nog steeds jou eie vrye keuse. Maar as jy weet, jou familie is baie maklik tasbaar vir sekere goed, dan gaan jy mos daaraan aandag gee en dit vermy of aanspreek. As jy weet daar in jou familie is mense wat hartprobleme het, dan gaan jy mos dit nou aan jou huisdokter noem. Dis een van die vrae wat vir jou gevra word. Wat is daar in jou familie wat 'n probleem is? En dan kan jy al die goed noem. En as daar 'n probleem is van familielede of in die familie waar iemand gou-gou verslaaf raak aan 'n pynpil of aan sê maar dan die dwelmsituasie of wat ook al, sigarette ensovoorts, dan is dit belangrik om dit te noem. Hier is die absolute statement op al die vrae hierbo. Dwelms is 'n keuse. Ek laat my nie vertel dat as jy net 'n bietjie dieper kyk, bietjie vra, bietjie ondersoekwerk doen,
bietjie observerend is, bietjie wake-up is, bietjie jou verstand gebruik, en net jou oë bietjie oopmaak, dat jy nie sal weet wat is dwelms, en wat dit aan jou kan doen. Verder, ek laat my nie vertel dat jy, wat hierna luister, weet nie wat is verslawing nie. Hier is die toets. Enigiets wat jy nie sonder mee kan leef vir 30 dae, is jy verslaaf aan. Ek praat nou nie van water en kos nie. Ek praat van iets wat nie noodsaaklik is nie. En dit sluit in pornografie. Baie mense is verslaaf aan sintuigverslawing. Sintuigverslawing is baie, baie gevaarlik. Kom ek noem 'n groter verslawing as dwelms. Sosiale media games, Minecraft, Xbox, totale digitale en elektroniese kommunikasie, platforms, stelsels en games. Verslawing is die grootste verslawing in die wêreld. Die selfoon, the greatest and biggest love affair. So ek laat my nie vertel dat enigiemand met bietjie verstand dit nie weet nie. Because it's there. Jy sien dit, jy beleef dit, jy ervaar dit, jy identifiseer dit. Die nadeel is, mense raak nog steeds betrokke, want hulle is altyd onder die indruk. Hulle val weens nuuskierigheid, 2, weens onkunde, 3, hulle dink hulle kan dit handle, en enige tyd stop en beheer. They can't. Weereens laastens, almal op aarde is in gevaar vir die moontlikheid van verslawing met enige vorm of tipe van produk wat beskikbaar is op die aarde. En dis hoekom hierdie gesprekke en hierdie verduidelikings van kardinale belang is. Jy moet 'n deeglike ondersoek doen voor jy iets in jou engine sit. Baie deeglik. Jy gooi nie petrol in 'n diesel engine in nie. So jy kan watter kleur wees, jy kan aan watter kerk behoort, jy kan die president wees, jy kan die boemelaar op die straat wees, jy kan die rykste ou wees, jy kan die slimste ou wees, jy kan die domste ou wees, jy kan die swakste, grootste, sterkste, mooiste, maak nie saak wat se man of vrou, kind of wat se ouderdom jy is, die moontlikheid van verslawing is daar, ongeag jou algehele agtergrond, al jou vermoëns, alles wie en wat, waar en wanneer en hoeveel jy is daar, as jy nie 'n behoorlike identifikasie, evaluasie, 'n risiko-analyseringsondersoek doen op enigiets waarby jy betrokke raak. Groete, sterkte en baie seën. Ons vra dat die Here julle weer eens almal ryklik sal seën, met absolute wysheid, met insig, mag, krag, voorspoed, gesondheid en onderskeiding, dat hy julle almal barmhartig en genadig sal wees. Aktuele sake saam met my en Sarita, elke Woensdag 11 tot 12:30, net hier op Radio 33. This production was made by 33 Media Productions, creators of music, event, TV, and radio commercials.